Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgende se koerant en mediabesprekings en Gert van der Westhuizen sluit volgende ons aan. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre Peer. My kroon. Al hierdie doodmakery in die oggend is 'n bietjie erg. Ons het nou net pap ook gehad. Nou, Ja, ek is ook elke keer laat vir die ontbyte wat hier is. Ek gaan volgende keer vroeër kom. Ja, as mens laat slaap, Gert, dan is dit maar so. Gert, ons begin vanoggend by die parlement en heel wat te sê gister met die debatte. Sjoe, ja, dit was nog al 'n hele middag se gepraatery en gepraat nou van doodmaak so vroeg in die oggend. Dit is al baie onverdraagsame mense in Suid-Afrika nie. Dis baie moeilik om deesdae die middelgrond te bewandel soos 'n mens nou sal sê. Jy weet ek het nogal gehou van party toesprake wat gehou is soos Emma Powell van die DA het 'n baie goeie toespraak volgens my gehou en Dr. Aaron Motsoaledi, die minister van gesondheid het 'n goeie toespraak gehou, maar as hierdie kantpartytjies begin, soos die EFF en die MK en hulle vriende die ATM, hulle gaan nou saamwerk, seker maar saamwerk om te kyk hoe baie en ons as hulle kan praat, maar nou ja, mense hou nie van hierdie haat wat die deurskemer party plekke nie, jy weet, ek sien Ernst Roets is ook gedreig met die dood weens sy onderhoud met Tucker Carlson, nou ja, ek dink nie mense moet mense met die dood dreig nie, ek dink ook nie daar moet nou klagtes van die Hoogvraat ingestel word nie. Rapule Tlhabane het 'n baie mooi nice rubriek vanmôre op Netwerk 24 waar hy sê klagtes van Hoogvraat is sommer net tydmors, jy weet, los dit, ons het 'n land waar ons kan sê wat ons wil, dis een van die voordele wat ons in ons land het, in Amerika kan jy dit lyk maar nie doen op die oomblik nie, maar ons kan dit nog doen. Jy weet, ek dink net die manier waarop jy dinge sê, partykeer tel nogal teen of vir jou. Maar nou ja, kom ons kyk na gister, jy weet, Julius Malema het nou weer kwaai aangegaan, hy het nou weer gesê, daar's die plaasmoorde in die land nie, dit sal mense omkrap. Hy het gesê, dis boere wat mekaar doodmaak vir geldelike gewin, en dis boere wat plaaswerkers doodmaak, en plaaswerkers maak boere dood, want hulle word seksueel misbruik. Nee, het hy nou aangegaan daarmee. So, dit sal 'n paar kommentare nou uitlok, wat 'n mens nou ook nie weer wil hê nie, jy weet, maar as jy nou weer te veel kommentaar lewer, dan gee jy hom nou weer te veel aandag. Jy weet, dis die probleem wat jy het met hierdie tipe van goed. Die minister van internasionale verhoudinge en samewerking, Ronald Lamola, het nou gesê, hoe werk ons buitelandse beleid? Hy sê, ons kyk nie oos of wes nie, ons kyk net vorentoe, ons is nou glo onverbonde. Hy sê, almal volg nou ons voorbeeld met Rusland. Ons het nou destyds het almal ons uitgetrap oor Rusland en ons probeer boelie dat ons nou Rusland moet isoleer, maar ons het nie, en nou is almal lief vir Rusland weer, soos ons nou gesien het die afgelope ruk. So hy sê, dit bewys ons beleid is reg. Nou daar's baie probleme met ons buitelandse beleid. Baie mense sê ons het die verkeerde vriende. Hy gaan nou weer maandag Kiba se minister van buitelandse sake ontmoet. Maar nou in die tussentyd praat Amerika praat nou al met Hamas ook, jy weet, so mense weet nie waar gaan al die goed heen nie. Nou wonder mense net partykeer as jy nou vir Amerika steun jy dan ook hulle houding teenoor Rusland? Steun jy hulle houding teenoor die Palestynë? Steun jy hulle houding teenoor ander goed wat in die wêreld gebeur? Ek weet nie, kan jy jou losmaak van wat jou vriende glo? Jy weet, dit is bietjie Amerika trap ons nou uit oor ons bande het met Iran en Kuba en al daai plekke, maar nou is hulle hand om die skouer met Rusland wat ook maar vriende met Iran is. Hulle het Iran se hommeltuie gebruik in die oorlog in Oekraïne en hulle hou van Noord-Korea, hulle het Noord-Koreaanse soldate gebruik. So ek weet nie of jy jou regtig kan losmaak as jou vriend dit doen. Dan kan jy jou nie sommer losmaak daarvan en ek dink dis 'n ding wat almal in ag moet neem in hierdie hele bekleierery, maar ek dink net die een ding wat vir my daarom uitgekom het gister is baie mense het gesê ons sal op ons eie voete moet staan. Motsoaledi het gesê Amerika skuld ons niks nie. Hy sê ons sal moet leer op ons eie voete te staan, ons sal ernstig geld moet vandaan kry, ons moet ophou, het ander mense gesê ook met hierdie verkostende uitgawes wat ons het, jy weet miljoene rande bestee om nasionale gesondheidsversekering te adverteer net. Plek ons van daai geld vat en dit instoot in hierdie PEPFAR fondse wat ons nou nie meer kry nie, dat daar 15,000 mense is wat dan hulle werk kan bou, want 15,000 mense wat hulle werk verloor in 'n land soos ons, dan is baie. Ja. Jy weet, so ek dink nie dit gaan gou verbygaan al hierdie goed met Amerika, ek dink dit gaan ander lande in Afrika baie erger tref, wat nie soveel geld of hulpbronne soos ons het nie. Jy weet, en dan dink ek, op die einde gaan ek net afsluit met Zongezo Zibi van Rise Mzansi se uitspraak. Hy het net gesê, daar's 'n magtige, wrede, fasistiese diktatuur aan bewind in Amerika. Hy sê, dit is 'n diktatuur van 'n spesiale soort, omdat dit die demokrasie wêreldwyd wil vernietig. Nou ja, 'n mens kan nou daarmee saamstem of nie, maar ek dink mense moet dit net bietjie daar in die agterkop hou en kyk wat oor 5 jaar gaan gebeur. Maar ja, so Gert, ek dink wat belangrik is as mense so luister na sulke debatte is, gaan jy
reageer op elke, jy weet, onsinnigheid wat daar, jy weet, gesê word, gaan jy dat toelaat dat dit jou kwaad maak en daarmee sê ek nie jy moet stil bly vir ongeregtighede wat mense sê nie, maar ek dink dit is hoekom ons 'n menseregte kommissie het en 'n sekere kanale het wat daarmee, jy weet, wat dit hanteer. Gaan ek toelaat dat iemand elke keer wat hulle iets sê wat heeltemal verregaande is en ek weet dit verregaande, gaan ek myself dan nou uitspreek oor die persoon, nee, hy gaan nie my aandag kry nie, hy verdien nie my aandag Nee, nie. dit is waar wat jy sê. En so ons kort regtig soos op hierdie stadium mense wat wil vorentoe gaan in die land opbou en saam staan eerder as mekaar links en regs sleg te Ja, sê. dit is maklik om mense te beledig. Jy weet, dit is maklik om mense te verkleineer. Ek weet enige een van ons kan dit doen. Ek dink net dis 'n goeie beleid om dit te doen nie, want ek dink jy gaan behandel word soos jy ander mense behandel op die einde van die dag en jy moet dit altyd maar net in gedagte hou. Ja, en ek dink regtig is waar wat jy sê. Ek dink ook Malema het heeltemal te veel aandag gekry met daai Kiel de Boer liedjie. Ek dink die mense het deur sake teen hom te maak het hulle die aandag geweldig op hom gefestig en hulle het vir hom 'n forum gegee om sy goed te verkondig vanaf, jy weet. En dis wat nou gebeur met Zuma en die MK party ook. Hardloop vir elke dingetjie hof toe en dan het jy 'n forum van waar af jy jou idees kan verkondig, amper soos Hitler destyds met die hofsaak na sy mislukte staatsgreep, jy weet, wat hom eintlik in die openbare oog geplaas het. Daai hofsaak waar jy die kans kry om jou aan die mense bekend te stel. Maar nou ja. Dit is nie lekker dat dit so gaan in die land nie. Nee. Ek dink ons moet nou weer van voor af begin wat baie ander goed betref. Dan is ons terug nou die Goudstad wat nie goed lyk op hierdie stadium nie en selfs die president sê nou dit moet vinnig reggerig word. Die president sê dit maar nou glo en wonderwerke want vinnig gaan dit nie reggerig word nie, gaan dit. Ek hoor nou weer op Togina Dorey radio 'n stukkie uit 'n toespraak van Panyaza Lesufi, die premier van Gauteng, jou gunsteling politikus, wat sê daar's 400 verkeersligte in Gauteng wat nie werk nie. 400. Dis baie. Gauteng is nie so Ek dink groot hy's nie. dalk bietjie hy onderskat dalk Hy die onderskat dit dalk, hoeveelheid ja, stukke 10 te die ene verkeersligte. keer, want baie keer sien jy as 'n verkeerslig omgery word, dan lê dit vir weke daar. Ek dink hier in Pretoria gaan dit nog goed. In Johannesburg gaan dit glad nie goed nie. Ek luister maar so oor hoe mense kla wat inbel na radiostasies te oor hoe lank dit nou vat. 'n Trippie wat jou voorheen 'n uur gevat het, vat nou 2 ure of langer. Mense kom laat by die werk, mense kom laat by die skool. Daar selfs bewering dat mense afgedank word omdat hulle laat by die werk kom. Maar dan praat ons dan net van verkeersligte. As jy nou gister het nou weer videobeelde gesien op televisie met die president se oorsigbesoek aan Johannesburg, hoe lyk die paaie? Dis slaggate met so hier en daar 'n stukkie teer. Daar's rommel wat op die sypaadjies rond lê. Daar's haweloses wat oral, jy weet, probeer 'n bestaan voer en daar's smouse wat oral langs die pad is en die rommel en vullis lê nie daar rond. Vir groot dele in Johannesburg is daar paaie wat vir meer as 'n kilometer of 2 geen verkeersligte het nie. Hulle is eenvoudig met 'n randsnyer afgesny en weggedra. Ja, dit gebeur ook nie. Dit gebeur ook, jy weet, en daar's baie dele in Johannesburg wat jy weet jy gaan nie meer soontoe nie want jy gaan te lank in die verkeer sit, jy weet. Maar die probleem is wie is verantwoordelik daarvoor? Moet dit nie die munisipale regering en die provinsiale regering wees nie? Hoekom is daai mense nog in hulle posisies? Moet die regering nie gaan en sê Lesofie, maar kyk hoe lyk hierdie stad? Kyk hoe lyk hierdie provinsie. Hoe het jy dit laat agteruit gaan? Jy verdien mos nie om in hierdie posisie te wees nie. Selfs met die stadsraad van Johannesburg. Jy weet hulle het allerlei slim goedjies en hulle allerlei leiwagte, 80 leiwagte omtrent per persoon hê. Maar niks word aan die stad gedoen nie. Jy weet maar daar is geen verantwoordbaarheid nie. Die mense word nie tot verantwoording geroep vir wat verkeerd is in die stad. Jy weet, nou Kaapstad natuurlik ook weer vinnig gespring. O nee, maar as jy G20 die dag hou nie, ons sal dit hou, maar daar van die lughawe af na die stad toe lyk dit ook maar nie baie goed in Kaapstad nie. En Kaapstad het ongelukkig nie die 5 lughawens wat Gauteng het nie, wat jy gaan nodig hê as jy so 'n klomp buitelandse leiers inbring. Jy kan nie almal na een lughawe toe vat nie. En al die hotelle is daar reg rondom die lughawens. So Gauteng is eintlik geskik vir sulke internasionale byeenkomste soos ons al in die verlede gesien het, jy weet. So ek hoop maar iewers kan iemand iets doen, maar dit moet nou nie net kosmetiese regmakery wees. Jy weet, gooi hier 'n slaggatjie toe en sit daar 'n verkeerslig op en dan laat ons dit nou maar na die G20 weer God se water oor God se akker loop. Gert, die mense van Gauteng, die mense van die land verdien beter. So dit is maar hartseer om te weet nou dat daar G20 beraad is. Ewe skielik is die president daar en Panyaza Lesufi wil verskil maak. Waar was hy voor dit? Waar was hulle voor dit? Ja. Wie my sê die president weet nie dat die hoofstad op hierdie stadium verskriklik lyk en mense nie daar kan bly nie, baie keer nie water het nie, krag het nie, slaggate het. Soos het jy dit nog nooit voorheen besef nie? Is dit nuwe nuus nou dat daar ander leiers van buiteland afkom? Dis waar wat jy sê, Jennifer. Jy weet daar's 'n grapie in Johannesburg wat jy rond te doen. Jy kan nie water en krag op dieselfde tyd hê nie. Dis heeltemal te veel gevra. Maar nou het hulle gesê laas by die ANC se
een van hulle kotlas het hulle gesê, jy weet, hulle sal nou toesien dat daar tydens die G20 dat water en elektrisiteit nie ontwrig word. Tydens die G20. Tydens die G20. So, maar dan Wat die 'n res klap van in die tyd gesig van elke kiezer. Gewone kiesers. 'n Klap in die gesig. Jy weet, die ander punt is kiesers het al hulle ontevredenheid hiermee uitgespreek. Net 34% van hulle het filosofie gestem verlede jaar, maar dit het nou die ANC glo bang gemaak, maar al wat hulle gedoen is hulle provinsiale taakspan saamgestel met hulle Sofie steeds aan die hoof daarvan. So jy kry nie eintlik veel verandering nie. En dit is nou maar, jy weet, dit gaan mense naderhand begin laat besef, jy weet, help die demokrasie ons werklik, want nou stem ons nie eintlik vir die man nie, maar hy bly maar nog steeds daar. Hy wil nie 'n regering van provinsiale eenheid eintlik hê met die DA by voorbeeld nie. Maar nou ja, die regering doen niks aan hom nie, die nasionale regering, sy party doen niks aan hom nie, want hy is nou gewild onder sekere leiers en so aan, en dan gaan die stad maar net verder agteruit en die provinsie gaan maar net verder agteruit. Gert, matriek se kanse is skraal. Dis 'n depressiewe storie hierdie vir my, Jennifer. Jy weet, baie mense sê ons werklike werkloosheidssyfer is in die omgewing van 40%. Daar's al baie mense wat moedeloos geraak het, wat nie meer vir werk aansoek doen of na werk soek nie. Nou sê 'n studie van die Universiteit van Stellenbosch in die 5 jaar voor die COVID-19 pandemie het meer as 44% van jong mense wat matriek geslaag het, daarna nie werk gehad nie, en was hulle ook nie betrokke by studie of enige ander verdere opleiding. In die eerste kwartaal van 2021 het dit tot 47,5% gestyg en in 2022 het dit opgeskiet tot 55%. Dit is skrikwekkende syfers nie. Ja. Ek weet nie wat gaan ons doen om dit reg te kry nie, maar iewers sal iets moet gebeur. Jy kan nie so baie mense deur die skoolstelsel vat en dan ewe skielik het hulle nie werk nie. Dit laat jou wonder, is ons skoolstelsel geskik daarvoor om mense voor te berei op die lewe na skool? Dit is een van die vrae wat vra. Ons kan nie almal grade gaan kry en almal ons kan nie 17,000 prokureurs hê en net een loodgieter nie. Jy weet, 'n mens moet begin wonder hoe kinders se ingesteldheid teenoor sekere beroepe is en al daai tipe van goed. Maar ek dink ons moet hoe gouer ons met sulke dinge begin, hoe beter. Jy weet, want dit gaan al hoe erger in die land en jy weet, mense wat nie werk het nie, se waardigheid is aangetast want jy voel nutteloos en al daai tipe van goed. So dit het 'n baie wyeer invloed net as bloot mense wat nie werk het nie, mense wat nie vir hulle gesinne kan sorg nie. Hoe moet jy nou kinders motiveer om goed te doen op skool as jy na skool nie 'n werk gaan kry nie? Wat help dit nou jy het 70 onderskeidings en daar's nie 'n werk vir jou? Gert, ek stem saam met ons regtig moet kyk na die vaardighede wat ons vir kinders leer op skool en dan ook dalk begin minder neerkyk op sekere beroepe. Ja. 'n Werk is 'n werk, as jy werk doen met trots, verstaan ek baie respek vir jou, maak nie saak wie jy is nie en ek weet nie hoekom ons jy weet gereeld neerkyk op jy's net dit of jy's net dit nie en dan wil mense net dit of dat wees nie, maar werk is 'n werk en dit verstaan, dis fantasties jy kan doen en ek dink regtig is soos jy sê, almal gaan nie dokters wees nie, almal gaan nie prokureurs wees nie, almal is nie so geskape nie, jy het 'n verskillende weet vaardighede wat jy het en talent en gawes so gebruik daai en ons kort jy weet iets van alles. So hoekom kyk ons nie om daai vaardighede in die skole in te bring nie? Jy weet, ek het nie 'n prokureur nodig nie, maar ek het iemand nodig wat my drein die verstopte drein kan opklaar, jy weet. So eintlik het ek 'n loodgieter nodig as wat ek 'n prokureur het, jy weet. Ek sê nie ek gaan nie eendag 'n prokureur nodig kry nie, maar dis waar wat jy sê, jy weet, ons het baie keer ander mense, jy het mense nodig wat die teels in jou huis kan lê. Jy weet, dit is 'n vaardigheid wat hulle aanleer en 'n vaardigheid waarvoor hulle beloon moet word. Ons het agtergekom met die vullisstaking verlede jaar in Pretoria, hoe belangrik mense is wat vullis verwyder. Ja. Jy weet, jy dink dis 'n werk wat niemand wil doen nie, maar dis 'n belangrike werk. Dit is 'n belangrike werk en ek dink dit is ook hartseer dat jy sien in sekere provinsies gaan daai op tot by 60% van mense wat skool verlaat en dit laat mense moedeloos en dan wonder ons altyd hier aan die einde van die jaar, jy weet hoekom die selfdoodsyfers onder matrieks in begin van die jaar so hoog is, want wat se toekoms lê voor hulle? Wat se toekoms lê vir jou voor? Ja, dis waar nie. Gert, Rusland beskou Macron as uitlatings as uiters konfronterend. Komende van 'n land wat nou al 'n paar keer gedreig het hulle gaan kernwapens gebruik, weet ek nie hoe ernstig mense dit moet opneem nie. Macron het nou gesê, jy weet, hy kan Europa onder sy kernsambreel verenig. Jy weet, dis ook nog maar 'n soort van 'n dreigementjie daar in Rusland se rigting, maar nou Sergey Lavrov, Amerika, Rusland se minister van buitelandse sake, wat ook 'n man is wat heeltemal in sy eie heelal lewe. Het nou kwaai daarteenoor gereageer en uitsprake gemaak soos anders as Napoleon of Hitler wat ook teen Rusland wou veg, tree meneer Macron nie baie grasieus op nie. So asof Putin nou grasieus is, asof die inval van Oekraïne nou baie grasieus is en the done thing is. Jy weet, dis die groot probleem wat nou kom met hierdie nuwe verheerliking van Rusland en Rusland is nou reg en alles. Hulle gaan al hoe meer arrogant raak. En jy gaan moeilik
soos ons gister gepraat het, dit gaan moeilik wees om hulle ver te kry om waarborge vir Oekraïne te gee. En ek meen dit is nou al reeds begin en ons sien nou hoe ver dit nou al gegaan het. Jy weet Rusland wat nou weer sy rug styf maak en breëbors rondloop en so aan. So ek weet nie hoe gaan hierdie storie eindig nie. So ons moet maar net hoop dat dit 'n goeie einde. Ja, absoluut. Vir Europa en vir Oekraïne. Definitief. Dan kort ons definitief meer speurders in Suid-Afrika. Ja, daar's 1,9 miljoen dossiere uitstaande. Dis nogal 'n bietjie baie. Ekskuus. Ja, Uitstaande. sê die minister van polisie ja, wat basies nie opgelos is nie. 1,9 miljoen. Ja, daar's te groot tekort aan speurders. Ek dink daar het nou 5000 nuwe rekrute het nou by die speurafdeling aangesluit, maar daar's tog te min. Die minister sê jy weet ons het 153,000 polisiebeamptes, ons moet so 200,000 hê, jy weet, om nou die regte syfers te hê. Die probleem is net as jy nie kyk misdade moet ons gister gepraat het moet eintlik voorkom word, maar dit moet ook opgelos kan word sodat mense wat hulle skuldig daaraan maak kan tronk toe gaan hulle daar afskrikmiddel is. Dis hoekom daar nie dink ek 'n afskrikmiddel vir misdaad is nie, want die syfer van mense wat skuldig bevind word is te laag. En as jy kyk nou hoe baie werk die speurders het, dis net ongelooflik nie. Dit is 1,9 miljoen dossiere, dis ondenkbaar nie. Ja. Ja, dit laat my so half dink, jy weet as daar ooit iets gebeur met jou of jy weet jy betrokke is by saak, gaan dit opgelos word of nie? Baie mense wil nie eens met polisie toe gaan nie. Ja, sjoe, dis hartseer. Ja. Dan 'n Nieu-Seelandse diplomaat word afgedank. Ja, Nieu-Seelandse hoogkommissaris in Brittanje is afgedank omdat hy gesê het hy dink 'n sekere leier in Amerika, ons het gesê ons gaan 'n bietjie 'n program hê sonder op sy naam te doen. Het nie 'n goeie begrip van die geskiedenis nie. Nou is hy sommer afgedank. Nie almal in Nieu-Seeland is baie tevrede daarmee nie. Maar ek dink hy's nogal reg, want ek dink nie die man het 'n goeie begrip van die geskiedenis as jy kyk na die verhouding byvoorbeeld van Amerika met NAVO nie. Dit kom oor 75 jaar. Jy weet nie, jy kan nie alles transaksioneel doen nie. Jy kan nie met alles kyk hoeveel gaan ek daaruit kry nie. Jy weet, partykeer is 'n mens vriende met peer omdat dit oor 'n lang tyd kom. En Jy nie ander kies het. en peer help om jou te beskerm teen iemand anders wat lelik met jou wil wees. So jy kan nie net sê, nee, maar peer kos my nou te veel, ek wil nie meer vriende met hom wees. Ja. Jy weet daar's 'n lang geskiedenis agter sulke goed en jy moet 'n begrip daarvoor hê. Anders gaan jy die wêreld omkrap. Dis nou wat gebeur. Jy weet maar die leier in Amerika kan vir ander mense sê wat hy wil, maar niemand mag van hom iets sê nie. Jy weet en dit wys net weer vir jou waar ons as klein landjies onsself nou bevind. Ons word nou net die speelgoed van groot moondhede nie. Dit voel Hulle soos gooi vir jou die rond. speelgrond op 'n laerskool. Ja. Speelgrond uit die pausetyd. En dis hoekom ek dink nie, Ag, ek dink mense moet baie versigtig wees om al hulle hoop op die leier in Amerika te plaas. Ja. Ek dink hulle moet baie versigtig daarvoor wees want oor 3 dae kry hy 'n ander speelder. Sjoe. En dan vergeet hy jou weer. Gert, dan oor na 'n vreeslike tragiese storie en die Suid-Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf treur vanoggend. Ja, Crystal Donna Roberts is dood aan kanker. Ek het nie eens geweet sy siek nie. Dit was vir my 'n baie groot skok toe ek sien gister sy is dood. Sy was maar 40 jaar oud gewees, jy weet. Dit is baie jonk vir iemand en sy was ongelooflik talentvol, jy weet. Ons het al hoeveel reekse gesien en hoeveel films. En dis net 'n baie groot verlies vir die vermaaklikheidswêreld en ek sien baie mense het nou hulde gebring aan haar, jy weet, mense wat saam met haar gespeel het, wat vir haar draaiboeke geskryf het, wat regisseurs was en so aan wat hulde aan haar gebring het. Maar sy was nogal iets spesiaals geweest. Jy weet, mense kan 'n paar Krotoa byvoorbeeld onthou waarin sy gespeel het en dan is daar 'n paar van hierdie plaaslike reekse wat sy ook dis net jammer altyd as so iets gebeur, veral as mense so jonk is. Relatief jonk is. Ja, dit is relatief. Dis eintlik baie jonk in deesdae se terme. Ja. Dis baie jonk. Baie. Dit is soos jy sê die mooiste huldeblyk het ingestroom van alle kante af vir haar en ook gepraat oor haar menswees en haar toewyding tot haar kuns en net hoe ongelooflik talentvol sy is en ons harte gaan uit vanoggend aan haar vriende en haar familie wat deur 'n baie moeilike tyd gaan. En so mense dink regtig aan hierdie tyd aan hulle ook. Jy weet en altyd as mense soos sy doodgaan, dan besef jy eintlik hoeveel beteken hulle vir 'n mens, nie? Jy weet laat jy akteurs en aktrises en almal het jy ook nodig, nie net soos jy vullisverwyderaars nodig het, jy sulke mense nodig om die lewe vir jou aangenamer te maak. Ja, vir 'n oomblik. Absoluut. Al as dit net vir 'n oomblik dan help dit jou. Dan Gert, sluit ons vanoggend af met watter rolle moet akteurs liefs nie kies nie. Veral as jy in 'n horror movie speel. Daar's nie vir my mooi Afrikaanse woord vir horror movie nie. Thriller klink net nie reg nie. Want horror het verskriklike goed. Maar as die persoon wat jy moet speel se naam David, Dick of Holly is, moet dit liewers nie doen. Want Holly. Ja, Holly.
Want iemand het nou 'n bietjie daar by die Guardian het seker nie tyd gehad, werk was aan gehad het om gaan kyk hy hoeveel van hierdie name maak nie die einde, haal nie die einde van 'n fliek nie. Hulle sterf. Jy weet soos die arme Scatman Crothers wat Dick Halloran in The Shining gespeel het. Hy ry die hele land vol om tot daar by die hotel te kom en onmiddellik word hy vermoor. So en hulle gaan dikwels op baie gruisame maniere dood, maar soos die mens wat die storie geskryf het nou sê, jy weet alles is in filmmakers se hande. Al wat dit vir jou sal neem om 'n horrorfliek te maak waar daar 'n David en 'n Dick en 'n Holly speel en hulle word nie deur hulle word nie op bokhorings vasgepen en sterf so nie, of hulle kele word nie deur monsters afgebyt nie, of hulle word nie deur 'n aap opgeblaas of deur 'n sparra geëet nie. Jy weet, dan kan jy weer die hele tendens net omkeer. Verander. Maar totdat die tendensie verander nie Gert, moet Peer eerder wegbly van enige David rol af. Ja, David en Dick. Want David tel dan ook nie. Ja, ek probeer nou dink aan David in Afrikaans. David en David. Ek sal David in Afrikaans ook dan moet. Nee, gaan nie. So ek sal nooit 'n Holly kan wees Holly nie. moet nooit Holly wees nie. Eerder wanneer my Lady Macbeth help op. Don't say it, Gert. Don't say jy die woord. Goeieste. Gert, baie dankie daarvoor en dankie vir jou tyd vanoggend. Baie dankie en mag julle 'n wonderlike naweek hê. Jy ook. Dit is Gert van die Westhuizen. Bly gerus ingeskakel net hier nog aan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.